Goeiemôre, mag die Here u baie ryklik seën. Sukses is natuurlik iets waarna almal jaag en wat almal wil bereik. Ons wil tog nie iets doen en nie suksesvol wees nie. Hoe suksesvol is 'n luiperd wanneer hy jag? Daar word gesê dat 1 uit 5 pogings is suksesvol. En dan is dit die kat van die groot kat is hy die mees suksesvolste van al die jagters. Veral as jy dink dat leeu's in 'n trop vorm en jagluiperde koalisie vorm, en dat die luiperd alleen jag, dan is dit indrukwekkend om dan te sien en te besef hoe suksesvol hy is. Sy prooi sal hy nie verder as 50 meter jaag indien 'n poging nie suksesvol was nie. Daarom kan ons nogal ietsie leer by hierdie luiperd ook. En liewe vriende, ons mag dalk die vraag vra vir oggend ook oor ons gebed. Hoe suksesvol is ons gebedslewe? En dit is sekerlik so dat daar iets is en verskeie dinge is wat ons gebedstyd wil steel. En die tye van gebed wat jy voor die Here moet bring wil wegneem. En weet jy, een van die groot dinge is seker ons daaglikse verantwoordelikheid. Daar in Lukas 8 vers 14 staan daar: en wat in die dorings geval het, en dit is die wat gehoor het en hulle gaan weg en word verstik deur die sorge en rykdom en genietinge van die lewe en dra geen ryp vrug nie. Nou ons het sekerlik almal daaglikse verantwoordelikheid om die sorg en dit waarvoor ons moet onderneem in hierdie lewe, die probleme wat daar is, die genietinge en die rykdom, liewe vriende, en al hierdie dinge wat in die lewe is, kan tyd van gebed wegsteel uit ons lewe uit. En ons moet daaroor waak. Jy weet, dit maak dat ons aandag weggetrek word van die Here Jesus af, dat ons so besig raak met al die tydelike dinge in hierdie lewe, dat ons net nie meer ons aandag op die Here fokus soos wat ons dit moet doen nie. In Lukas 10 vers 40 staan daar: maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê: Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê dan vir haar dat sy my moet help. Maar Jesus antwoord en sê vir haar: Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge. En liewe vriende, die Here het vir haar ook duidelik gesê dat haar suster het die beter deel gekies. En net soos dit in baie mense se lewe, hulle so met hierdie tydelike en aardse dinge so besig dat hulle die geestelike nalat of laat dit bietjie verminder word, dat ons nie soveel aandag daarin gee wat ons moet nie. En dit maak dat ons nie kan bid soos ons moet nie. Jy weet, ons fokus is op die verkeerde plek en dit maak dat daar skade kom in ons geestelike lewe. Dit maak dat ons nie kan bid soos wat ons moet bid nie. As jy fokus op verkeerde plekke, hoe bid jy reg? Lukas 12 vers 15 staan daar en hy sê vir hulle: pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Liewe vriende, dit is sekerlik so dat ons moet oppas dat dit soveel skade kan aanrig. Die Bybel sê blus die gees nie uit nie. In 1 Tessalonisense 5 vers 19, en tog is dit jammer dat daar so baie mense is wat die werking van die Heilige Gees in hulle lewe uitblus en dadelik val ons gebedslewe in mekaar as dit gebeur. Lukas 14 vers 18 sê: en hulle het almal eenparig begin verontskuldig. Die eerste het vir hom gesê: ek het 'n stuk grond gekoop en ek moet noodsaaklik aandag uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my tog. En dit is jammer dat soveel mense soveel dinge het. Hier in Lukas 14 in hierdie gedeelte, die een het 'n grond gekoop, die ander 'n vrou getrou, die ander 'n os gekoop en lieve vriende, maar hulle het nie tyd vir die dinge van die Here nie. Hulle het nie tyd om te bid nie, want hulle het al hierdie dinge wat hulle moet doen. En hierdie daaglikse dinge waarmee mense so hulle besig hou, beroof mense van gebed. Moenie laat die duiwel van u steel die kosbare oomblik voor God. Tyd in gebed spandeer is nie tyd gemors nie. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, baie dankie dat ons voor U kan kom buig. Gee dat ons as U kinders sal bid, Here, en U sal vertrou soos wat ons moet, ook op hierdie dag wat ons na U huis kan gaan. Amen.